Vanoggend se gesprek is dalk 'n bietjie meer ernstig, maar tog so nodig. Ek gesels met Stefan van Dijk, hy is die algemene bestuurder van Intelligrow, en ons fokus 'n bietjie op die wetlike aspekte binne in landbou. Goed wat jy moet weet, maar waar kry mens die inligting? Hier kry die inligting. Stefan, baie welkom by Grootplaas. Baie dankie, ek waardeer, is lekker om hier te wees. Ja, ek is net so dankbaar dat jy met ons gesels vandag. Nou, ons weet dat Internasionale Dag vir Werksveiligheid en Gesondheid is onlangs gevier. Volgens jou, hoekom is dit belangrik dat ons spesifiek in die landbousektor aandag gee aan veiligheid en nakoming? Ja, dis 'n ding wat baie agterweeg gelaat word, dit is definitief so, maar in die landbousektor werk ons met 'n groot arbeidsmag gewoonlik. Ons werk met groot masjinerie en verskeidenheid masjinerie, chemikalieë, kunsmisse en natuurlike hulpbronne. En hierdie goed skep alles 'n komplekse en potensieel gevaarlike arbeids- en werksomgewing. So wetgewing reguleer hierdie werksomgewing. En nakoming is nie net om boetes te vermy en administratiewe strawwe te vermy nie, maar om seker te maak dat die plaas volhoubaar en veilig bestuur word vir jou as boer en asook vir al jou werkers. Ja, dink jy daar word genoegsame aandag aan dit gegee? Ek dink nie so nie. Ek dink dis maar goed wat baie maklik agterweë bly. Dis goed wat dis 'n administratiewe las ook wat dit baie keer op die ouens sit. En ek dink mense is geneig daaraan om van admin af weg te skram en goed wat moet gebeur. So ek dink dis iets wat baie meer aandag nodig het. Nou, jy sê dat nakoming in landbou, dit gaan nie net oor wetgewing nie, dit gaan ook oor etiek en strategie en omgewingsverantwoordelikheid. Daai belangrike goed, daai karaktergoed amper. Nou, kan jy bietjie uitbrei, wat beteken dit in praktyk vir die boer wat vanoggend nou as die son opkom, op sy plaas gaan, saam met sy werkers gaan werk. Wat beteken dit in praktyk? Ja, nakoming is definitief nie net wetgewing nie. Dis goed wat ons maar jy sê daai nou van high waardes van jou. Dis goed wat jy leer vandat jy klein is. As jy kyk jou etiese deel van nakoming, dis om reg op te tree selfs as niemand kyk nie. Dis hy. Voorbeeld hiervan is jou regverdige behandeling van jou plaaswerkers, verantwoordelike gebruik van jou chemikalieë op die plaas. As jy na die strategiese deel van nakoming kyk, dan is dit om 'n deel te maak van jou bestuursplan. Tree proaktief op, eerder as reaktief. Voorbeelde daarvan is 'n deeglike spuit en voedingsprogramme wat gebaseer is op kundige advies. Maak seker ook van die kundige advies daarvan. En dan jy omgewingsverantwoordelikheid wat weer kyk na die water, die grond en die biodiversiteit. En goed, daar sluit in is die verantwoordelike gebruik van hulpbronne, sodat jy nie net vir vandag produseer nie, maar ook jou plaas se volhoubaarheid vir die toekoms verseker. Ons almal wil hê ons kinders moet aangaan op die plase, so maak seker van daai volhoubaarheid vir die toekoms. En deur slim te bestuur, bou jy waarde, beskerm jou grond en jy hou jou boerdery binne wetlike en etiese raamwerke. Nou, ek is net nuuskierig, iemand wat begin boer, waar is mens veronderstel om hierdie inligting te kry, hierdie wetgewing, maar ook, hoe moet jy weet hoe jy moet optree, wat jy mag, wat jy nie mag doen nie? Dis ook 'n moeilike enetjie, want dit is nogal iets wat, ons het baie keer die gesprek hier binne in onsself ook, hoe kan ek sê, binne ons, en dan sit jy daar en, hoe moet jy elke dag die Staatskoerant ophou? Moet jy elke dag 'n wetboek vat om stukkies te lees, om seker te maak, maar eintlik is dit maar ook daai ou sêding wat Ulrich gery is. Hoe eet jy 'n olifant? Stukkie vir stukkie. Ja. Jy gaan nou maar net daar en jy begin eenvoudig, jy maak 'n lys. Identifiseer watter regulasies jou spesifieke boerdery raak, dan soek jy kundigheid, gaan praat met jou gewasadviseur en vra as jy onseker is. Jy begin by jou grootste risiko's, fokus op jou chemiehantering, jou arbeid en jou beroepsveiligheid, en dan bou jy van daar af geleidelik op, want nakoming is nie net 'n eenmalige aksie nie. Dis 'n deurlopende proses. Dis nie 'n leer wat een keer gedoen word en in die kas geberre word nie. Daai leer moet op jou tafel lê die hele tyd. En dan moet jy ook onthou, jy is nie alleen nie. Jou insetverskaffers soos ons by Intelligrow en ander ondersteuningsraamwerke soos CropLife Suid-Afrika en Graan Suid-Afrika is ook daar om te help en het ook hulpbronne wat jy kan raadpleeg. En ek wil amper voorbarig wees deur hier te sê, en verskoon my asseblief, as administrasie en lysies maak nie jou sterkste eienskap is nie, vra jou vrou, nee. Verseker.
Ja. Vrouens is altyd meer admin gedrewe. Ons kan dit sê. Sê vir my, wat is van die belangrikste wetgewing waarmee produsente en hul spanne op hoogte moet wees? Soos wat ons nou hierso staan. Wat is daai moets? Dis altyd 'n gevaarlike een hierdie ook. Om enigiets uit te sonder, en veral wetgewing, want jy weet nie wat se potensiële probleem lê net om die draai en wag. Ja. En dan het hy nou iets uitgesonder en jy het iets gemis nie. Maar as ek iets moet vandag uitsonder, sal ek sê jou arbeidswetgewing, wat kyk na jou basiese diensvoorwaardes, jou arbeidsveiligheid en jou regverdige werkspraktyke, wat dit insluit. Dan jou wet op beroepsveiligheid en gesondheid, jou Occupational Health and Safety Act, as ons verstaan die Engels baie keer beter. Dit fokus op die skep van 'n veilige werksomgewing vir al die werkers en werknemers. Dan staan daar 2 wette, wet 36 van 1947 wat kyk na die wet op misstowwe, veevoere, landbou en veemiddels, asook wet 15 van 1973 wat kyk na die wet op gevaarlike stowwe. Hierdie reël die registrasie, die etikettering en die veilige gebruik van landbouchemikalieë en dit verseker ook die verantwoordelike gebruik en die beskerming van mens, dier en die omgewing. En dan kom ons by die ene wat ook deesdae baie in die nuus is en op almal se lippe is die PCO wetgewing, die plaagbeheeroperateurs wat die 18 Februarie 2011 se Staatskoerant publikasie weer uitgelig het. En dit bepaal die registrasie en vereistes vir plaagbeheeroperateurs en dit verseker ook dat net bevoegde geregistreerde persone plaagbeheerprodukte kan toepas volgens die wetlike standaarde. Nou hier moet ek ook net sê, ons het daai restricted products of beperkte gebruikprodukte, dis jou ou rooibandprodukte val hieronder, en slegs geregistreerde plaagbeheeroperateurs kan daardie produkte koop. En daai produkte moet dan ook onder hulle toesig toegedien word, wat 'n potensiële probleem vir boere skep, want jy moet eintlik daar wees waar die produk toegedien word. Nou julle by Intelligrow, hoe help julle produsente en boere om eintlik maar aan hierdie vereistes te voldoen? Want ja, daar is verskeidenheid goed wat ons doen van ons kant af, maar ons bied opleiding oor hoe om 'n veilige werksomgewing te skep, deur middel van aksies op die plaas. Ons hou spuitklinieke vir die plaaswerkers. Ons gee dan tydens hierdie opleiding ook opleiding oor die korrekte gebruik van persoonlike beskermende toerusting, jou PPE, asook risikobestuur. Dan het ons gebasadviseurs wat goed opgeleide professionele persone is wat raad en aanbevelings oor die regte produkte wat wettig geregistreer is en die regte gebruik daarvan vir die boere deurgee. Hulle help ook ons produsente en boere om korrekte of die etikette korrek te verstaan en toe te pas. En dan adviseer ons produsente wanneer spesialis plaagbeheer benodig word, verseker dat die regte prosedures gevolg word. Ons bied dan ook die korrekte PCO opleidingskursusse aan en hier is ook 'n belangrike een vir ons produsente aan deur geakkrediteerde opleidingsinstansies. Weereens 'n baie belangrike punt as ou hier so net so vinnig kan stil staan. Jy moet doodseker maak, daar's verskeie velde waarbinne jy as PCO kan registreer en jou opleiding ontvang. So jy moet doodseker maak dat dit in agriculture is. As jy dit byvoorbeeld in beroking doen, dan gaan jy gaan 'n PCO akkreditasie kry, maar en jy gaan 'n opleiding kry in beroking, maar jy gaan nie daai restricted use products kan koop nie, want jou registrasie is nie in die regte veld nie. So ou moet mooi kyk na daai tipe goed op en dan verskaf ons spesialis inligting rondom hierdie wetlike vereistes op plaasvlak, aan die boer, aan die plaaswerkers en waar dit nodig is. Nou, julle beklemtoon ook die rol van gewasadviseurs. Hoe maak hulle dit prakties en hoe maak hulle prakties 'n verskil as dit kom op plaasvlak, wanneer dit kom by die nakoming en verantwoordelike bestuur van dinge op die plaas? Ja, ons Intelligrow gewasadviseurs is regtig goed opgeleide professionele persone, maar as jy gaan kyk ook na hulle is op die plaasvlak betrokke en die boere vertrou hulle. Dis 'n vertrouensverhouding wat in meeste gevalle oor jare opgebou is. Dis meer 'n vriendskap as 'n diensverskaffer wat daar ontstaan. En dan maar hierdie vertroue beteken ook dat ons ondersteuning en leiding kan gee wat werklike verskil maak en waar dit werklike verskil kan maak. Veral as jy kyk na nakoming, veiligheid en volhoubaarheid. Want dis meer 'n vertroude besigheidsvernootverhouding as 'n diensverskaffingsverhouding en die produsent wil hê ons moet hom help daarmee om daai besluite te maak.
Dit is so belangrik en jy praat so mooi oor hierdie mense en die rolle wat hulle speel. Jy het nou gepraat van dit is maar 'n administratiewe las of verantwoordelikheid. Ek dink las is dalk bietjie sterk, maar hoe kan boere nakoming sien eerder as 'n belegging in hulle besigheid in plaas van hierdie administratiewe kopseer wat hulle eintlik maar voor opkyk? Ja, dis ook 'n moeilike ene want as jy gaan kyk, as jy bietjie om die braaivleisvure staan en jy luister na die gesprekke daar, dan is daar soveel uiteenlopende menings en jy weet van dis net nog 'n geldmaak storie tot hoe gaan dit gepolisieer word tot dis 'n baie goeie ding en is goed vir volhoubaarheid en vir die toekoms wat weer positief is, maar dit bou reputasie en vertroue en ek dink dis een van die eerste goed wat vir my belangrik ook is. So dit bou reputasie en vertroue by jou werknemers want jy kyk vir hulle, jou finansieringsinstansies wat 'n baie belangrike deel van jou boerdery is. Ja. Jou insetverskaffers, jou afsetmarkte, jou kopers, dis almal wat in die landbouwaardeketting is. Kyk na jou nakoming en wat jy jou goed op jou plaas doen. Dan verminder dit ook risiko's vir ongelukke en boetes wat baie duur kan wees en wat ongelooflik ontwrigtend op 'n plaas kan wees as daar 'n noodlottige ongeluk byvoorbeeld sou gebeur. Dit dra ook by tot langtermyn volhoubaarheid van grond en hulpbronne wat goeie rentmeesterskap is waarvoor ons verantwoordelik is, wat die liewe Vader vir ons gesê het ons moet doen. Dan skep dit ook 'n veiliger en meer gemotiveerde werksmag wat 'n bitter belangrike bate op die meeste plase is. En dit help jou om toegang tot sekere sertifiseringskontrakte en uitvoermarkte te kry. So ek dink nie ons produsente moet dit net sien as nog 'n las wat kostes opjag nie, maar hulle moet dit sien as 'n verhoging van die waarde en die volhoubaarheid van sy of haar boerdery. En die woord integriteit kom hierso in my kop op. Dit wys jou integriteit. Natuurlik. Ja. Vertel vir my vinnig as jy enigstens 'n boodskap het vir produsente of boere wat oorweldig voel as dit kom by hierdie regulasies. Ek meen 'n man of 'n vrou wil net boer, nê? Jy wil net lande toe gaan, jy wil boer. So as mense oorweldig voel, wat sal jy vir hulle sê as hulle wil nakom, maar hulle weet nie regtig hoe om te begin nie? Dis maar net soos ek nou genoem het, begin maar net eenvoudig, maak kontak met jou gewasadviseur, maak kontak met ons by Intelligrow, maak kontak met CropLife of Graan Suid-Afrika. Al hierdie instansies sal vir jou kan help, sal vir jou die leiding kan gee en jy moet maar net vra. Jy moet vra as jy onseker is, want dis waar enigiets gaan begin. Niks gaan op jou skoot val nie, jy gaan maar 'n bietjie moet navorsing doen, jy gaan 'n bietjie met ouens moet gesels, maar ons is altyd bereid om te help. Waar ons kan om seker te maak dat nakoming wel plaasvind, want dit is 'n baie belangrike deel vir ons voedselveiligheid en sekuriteit going forward in Suid-Afrika. Ek wil sommer ook net by jou net om die ander kant van die muntstuk te beklemtoon. Indien nakoming nie vir jou 'n prioriteit is nie, hoe lyk daai prentjie? Ja, die prentjie aan die ander kant van die muntstuk kan ook vir jou 'n baie goeie prentjie wees, dit is ook so. Maar as daar iets fout gaan en die owerhede daag op en vra waar is jou sekere registrasies, waar is jou sekere opleiding wat jy gedoen het, waarom voldoen jy nie aan arbeidswetgewing nie, daai tipe dinge, dan kan dit vir jou baie lelik begin raak, dit kan vir jou baie groot kostes op die hals haal, dit kan jou boerdery ontwrig, dit kan, ek dink selfs maak dat jy jou boerdery gaan moet stop. So, ek dink dit is dalk 'n moeiliker proses om te begin met hierdie nakomingsproses, maar ek dink die opbrengs wat jy daai kry, om net daai te begin en dit te gaan doen, gaan vir jou in die toekoms baie meer vrugte afwerp en vir jou baie beter laat slaap in die aand. Ja. As wat jy moet die hele tyd sit en dink net wanneer gaan wat fout gaan en hoe gaan ek dit dan hanteer. Ja. En ek moet vir jou sê die lewe is heeltemal te kort om nie 'n goeie nagrus te hê nie. So, doen die regte ding, nê. Stefan, dit is so lekker om met jou te gesels. Dankie dat jy jou kennis met ons deel. Ek waardeer dit. Ek hoop om sommer gou weer met jou te gesels. Baie dankie, Mia, ek waardeer dit, was lekker.